Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se Woensdae-aande Bybelbespreking. Welkom terug, pastoor. Baie dankie, Henry. Ja, julle het verlede week so mooi gepraat en goed, dat ek nou gewonder het jy en François of ek nou maar hier moet opdag of nie. En dit was so baie mooi interessante gesprek geweest oor julle het 'n paar diep dinge daar uitgehaal en aangehaal. Ja, ek en hy het lekker gesels laasweek, ek het dit geniet. Ons sal hom definitief weer vra om bietjie weer saam te gesels een of ander tyd. Ja. Maar is lekker om pastoor weer terug te hê. En dan kan ek bietjie minder praat vanaand. Ek is bly om dit te sien. Maar ja, ons praat is vanaand deel 4 van die 7 kruiswoorde van Jesus waaroor ons praat. Ons praat vanaand oor die 7de kruiswoord, die laaste ene wat Jesus gesê het. Ja, Henry, en hierdie is nie net 'n kruiswoord, hierdie is eintlik 'n baie belangrike kruiswoord en 'n baie diep betekenis vir ons as kinders van God. En as ons hierdie kruiswoord ontleed, dan is dit eintlik hier waar ek wil amper sê die nuwe gedeelte begin. Ja, absoluut. Ja. So kom ons lees, en dit staan in Lukas 23 vers 46, die laaste kruiswoord wat die woord vir ons sê. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Hier moet ons besef, Henry, hier gebeur iets. Nou is alles verby. Dit was die klimaks van die kruisdood gewees. En nou is daar, ek wil sê amper die skare, alles het nou in stilte. Dis verby. Ja. Die man wat nou gesê het, hy is die seun van God, en ek dink baie dalk lagwekkend, spottend onder die kruis gestaan en gesê, kyk al, hy is dood, dis verby. Ja. En ek dink ook, dalk met daardie selfe asem van die Joodse leiers en goed het ook gesê, ons probleem is uit die pad uit, jy weet, hy is nou dood. Die ou wat in rebellie was, wat teen alles gestaan het, dis nou verby, maar eintlik het daar in die geesteswêreld 'n baie groot klein verskywing plaasgevind. Ja nee, absoluut, pastoor. Ek dink dit was wel die einde van Jesus se aardse lyding en goed gewees. Maar ek dink baie mense besef nie dat dit eintlik as 'n oorwinning vir ons was as kinders van God nie. Dit was nie soos wat pastoor gesê het, baie mense gedink het dit was 'n nederlaag of hy het verloor of dis eintlik glad nie wat gebeur het nie. Hy het eintlik oorwinning behaal daai oomblik en ook weet hoe hy die dode uit opstaan, want toe het hy absoluut oorwinning oor die vyand gekry. Ja, en as jy ook voor hierdie gebeurtenis kyk, was hy bekend as Jesus Christus. Eers het sy aardse naam gekom en toe verwys na sy goddelikheid. Ja. Toe hy hier sterf en toe hy weer opstaan, het die 'n klemverskywing plaasgevind. Nou staan hy bekend as Christus Jesus. Ja. Die Nuwe Testament, die nuwe verbond Ja. is vir ons aangekondig. Maar buiten dit, en jy het nou gesê, sy sending op aarde is voltooi en hy gee sy gees oor in sy Vader se hand. Nou sal God hom oppas en hom 3 dae later uit die graf uit laat opstaan. 40 dae later sou God hom terugneem in die hemel verwelkom. So hier het absoluut 'n klemverskywing plaasgevind. En ek dink baie kinders en Christene kyk dit ook verby. Die klemverskywing van sy aardse bediening na sy nuwe bediening in God se koninkryk. Ja. Sy bediening is nooit verby nie. Hier het 'n klemverskywing plaasgevind. In plaas van Jesus Christus, staan hy nou bekend as Christus Jesus. Die Christus wat mens was. En daar is 'n mooi klemverskywing. Ja, nee, dit is baie mooi. Maar pastoor het nou so iets gesê wat vir my ook uitgestaan het. Pastoor het gesê hy het sy gees aan God toevertrou. Ja. Nou, dis 'n ding wat vir my mooi is. So hy het sy hele gees, sy hele wese, alles in God die Vader se hand oorgegee en hom toevertrou met dit. En dit alleen was vir my ook 'n ding gewees wat vir my mooi was met daai toevertroue. Dit dink ek, dit is hoe ons ook
ons hele lewe aan God moet toevertrou. Of dit nou jou werk is, jou kinders is, jou vrou is, jou huwelik is, maak nie saak nie, jou hele wese, jou hele alles van jou, kan ons ook net so weet, dit is veilig, ons kan dit oorhandig in God se hande, en hy sal dit alles in goeie laat meewerk. En jy sien, ek weet nie of jy my kripnotes lees nie, maar dit is vanoggend deel van dit, ja. En dit wat jy sê is, Hendrik, weet jy, ons moet ons alles aan God die Vader toevertrou, Amen. en aan Christus toevertrou. 100%. Want hier kom Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand, Ja. en hy is baie pertinent in die woord, kom by die Vader uit behalwe deur my nie. So sy aardse bediening is nou verby. Absoluut. Nou is sy bediening aan God se koninkryk vir ons kardinaal van belang. Want hy is die een wat langs God die Vader staan. Wanneer ek en jy oortree en ons vra en sê, Here, ek is jammer. Wie dink jy tree vir ons in? Ja, nee, Jesus Christus. Jesus. Hy sê, Vader, kyk na my hande, kyk na my voete, kyk na my sy, kyk na my rug, kyk na, ek het betaal vir hom. Hy is myne. En dit moet ons nie vergeet nie. En soos jy sê, ons moet alles, maar doen ons dit? Die antwoord is nee. Ons wil dit baie halfhartig doen, en ek is jammer om dit te sê, maar in hierdie tyd, waarin ons nou is, wat ons na die aanloop, na Paas tydperk, na die kruisiging, Henry, moet ek en jy 100% onsself gaan ondersoek. En dis een van die vrae wat ons vra. Is ek bereid om myself teen volle oor te gee aan God? 100%, en 'n ding wat ook vir my uitgestaan het toe Jesus Christus, dit was die einde gewees van dit, toe hy gesê het, in u hande gee ek my gees oor. Dit was die, hoe kan ek sê, sy hele missie was klaar. Dit was daai wil van God die Vader op daai oomblik. Hy het God die Vader se wil uitgevoer op daai oomblik tot op die einde toe. En ek dink dit is ook vir ons 'n voorbeeld wat ons ook so moet lewe, as pastoor sê, ons moet absoluut net soos Jesus Christus tot die einde toe lewe vir God, tot die einde toe God se wil doen. En ek dink Jesus is heeltyd vir ons, wys ons net hierdie voorbeelde vir ons. Dis om ek sê, Jesus was ons perfekte voorbeeld op aarde. Want wat kom daarna? Weet jy, ons het ek en Elsie na 'n diens gegaan, gesamentlike diens, en Dr. Martin van die Hervormde Kerk het Johannes 14 vers 6 vir my eintlik so mooi opgebreek. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, maar daar's ietsie hierna wat ontbreek, en ons is ewige lewe, saam met God en God se koninkryk. Want dis wat hier gebeur het. Ja. Die dood is oorwinning. Die oorwinning is ons in. Ja. Die weg is gebaan na God se koninkryk, maar ons moet deur die een gaan wat in die kruis gehang het, wat vir ons oorwinning gegee het, maar hy het die voorbeeld vir ons gestel. Hy het sy vertroue, hy het sy lewe, hy het alles in God die Vader se hand gesit. Absoluut, en wat vir my so mooi is, en laat pastoor dit weer sê, mense moet hoor, want toe Jesus dit sê, dink bietjie daaraan toe hy gesê het, Vader, nee, hy het vir God die Vader gesê, Vader, in u hande. Nou, dit is vir my half of hy Vader beklemtoon is vir my, ja. En dit is net soos wat ons sê, Jesus Christus het ons verhouding ook met God die Vader kom herstel, net soos wat Jesus Christus daai kindskap daar gehad het tot God die Vader, wat hy gesê het, Vader. So is ons ook nou, omdat daai verhouding herstel is, kan ons ook uitroep, Vader, wanneer ons God nodig het, wanneer ons bid, kan ons sê, Vader, ons het u nodig in hierdie omstandighede. Ons kan na God toe hardloop as ons hemelse Vader, en weet, hy gaan vir ons deurkom, op die regte tyd, op die regte plek, want hy weet presies wat sy wil is, en wat reg is vir ons elkeen se lewe, en so moet ons ook hy volle vertroue hê, soos Jesus Christus, om te kan weet, as ons na God die Vader toe gaan, hy sal dit wel teen goeie laat meewerk. Amen. En die grootste toets vir dit is, Henry, wanneer ek en jy sterf. Het ek my alles in God die Vader se hand gesit. Absoluut. Want dit bepaal waar ek volgende gaan wees. Ja, En ek sê ook hierso, hy sê, en dis 'n baie 'n ander stelling wat ek maak, mense het Jesus veroordeel, maar nou sal Christus Jesus die regter oor die mens wees. Ja. Ons het hom geoordeel, of nie ons nie. Die mense van daai tyd het hom geoordeel. Hulle het regter oor hom gespeel. Hulle het gesê, jy gaan in die kruis hang, jy gaan sterf. En wat gebeur nou? Nou is hy die regter oor die mens.
Daarom moet ek en jy 100% seker maak, ons staan in die regte verhouding met God, Ja. om aan die regte kant van God te wees, en nie aan sy verkeerde kant te wees nie, want hy gaan die regter wees oor ons lewens. Absoluut. Dit laat my ook nou dink wat ek gesê het. Mense moet besef, Jesus was nie op daai oomblik 'n slagoffer van omstandighede of misdaad gewees nie, nê. Hy het doelbewus die offer geword, nê, om vir ons te sterf. Hy het dit doelbewus gedoen. Ja. Hy kon op daai oomblik die engele afgeroep het en ek meen hulle kon die hele mensdom uitgewis het op daai oomblik as Jesus dit wou doen. Maar Jesus het was so lief vir ons dat hy eerder sou kom sterf het en homself opgegee het sodat niemand moes verlore gaan nie. En dit wys ons ook Jesus se dood is nie 'n verlore stryd nie. Dis 'n oorwinnaarstryd. Dit kom weer vir my daarop neer. En ek weet nie, dit is iets wat vir my baie klem oplê vanaand, is dit dat ons moet besef, ons is veg nie 'n verlore stryd nie. Jesus Christus het klaar vir ons oorwin. En ek dink dit is iets wat ons vanaand eintlik hier moet uitneem en onthou. Die lewe is so druk en so moeilik partykeer en ons almal, baie mense het depressie en goed. En mense moet besef, Jesus Christus het klaar vir ons oorwinning betaal. As ons na hom toe gaan met ons probleme, gaan hy ons definitief help. Ja. Daar's vir ons almal hoop in Jesus Christus. Weet jy, Henry, ek het 'n mooi voorbeeld vandag raak gelees van iemand wat 'n verduideliking gegee het hoe ons in Jesus en God ingeskakel moet wees. En hy het die voorbeeld, of die persoon het die voorbeeld gebruik van 'n handskoen. Jy vat 'n handskoen, jy trek 'n handskoen aan. Dan beteken 'n handskoen iets. Jy kan beweeg, jy kan dinge optel. En as jy die handskoen uithaal, wat beteken hy? Beteken absoluut niks. Dis 'n handskoen, hy het geen waarde nie. Ja. Nou ons is mense geskape na die beeld van God. Ja. Reg. As God nie in ons is nie, wat het ons? Ja, dit is 100%. Ons het nie lewe nie. Nee. Ons is miskien hier, ons is op aarde, maar ons is dood. Maar wanneer ons ons is die handskoen, en wanneer ons in God is ons 'n nuwe lewe, is ons bruikbaar, Absoluut. is ons iets. So ons moet ingeskakel wees by ons Skepper. Danie, dit is mooi. Ja, maar kom ons gaan verder, Henry. Die volmaakte voorbeeld. Jesus stel hier vir ons die volmaakte voorbeeld. Hy het homself aan God oorgegee in die oomblik van sy dood, net soos hy homself in die lewe aan God oorgegee het. Hier gee hy hom oor. So moet ek en jy ook. Toe ek en jy in die wêreld was ons dood gewees. Want toe's die muur van sonde om ons. Daardie muur wat Jesus Christus aan die kruis hier oorwin het. Ja. Hy het die muur van sonde afgebreek, sodat ek en jy die voorreg het om na God die Vader deur hom te kan gaan. Maar ek en jy moet oorgawe doen. Ons kan nie, 'n kind van God kan nie met een voet in die wêreld staan en een voet in godsdienst nie. Ja, nee kan. Of ons gee ons hele lewe, ons alles oor vir God en vertrou volkome soos wat Jesus op daardie oomblik vertroue in die Vader gehad het, moet ek en jy so aan God oorgee. Absoluut. En hierdie tyd, en ek het dit nou gesê, moet ek en jy 100% onsself gaan ondersoek en vra, het ek werklik oorgawe gemaak? Ja, nee, ek dink hierdie tyd van die jaar is dit 'n vraag wat elke kind van God onsself kan vra. Dis vir my, wat ek al baie keer gesê het, ook 'n spesiale tyd vir my persoonlik en ook glo ek vir elke persoon van God, want ons herdenk die prys wat Jesus Christus vir ons kom betaal het. En ons moet besef, dit is verniet, maar dit was 'n duur prys gewees. Amen. En ons moet dit nie ligtelik opvat nie, en ek dink definitief is dit ook 'n goeie plek om selfrefleksie te doen en sê, volg ek regtig die Here soos wat ek die Here moet volg? Ja. Jesus se voedsel was die wil van die Vader. Wat is my en jou voedsel? Ja. Hy het presies aan alles wat die Here gedoen het, voor hy 'n wonderwerk gedoen het, voor hy enigiets doen het, gevra, Vader, as dit U wil is. Dis was sy voedsel. Dit was sy geestelike voedsel. Dis wat hom aan die gang gehou het. Dis wat hom die oorwinning gegee het. Wat is ons voedsel? Ja. As jy vanaand eerlik moet wees, is dit die woord van God? Is dit die wil van God? Ja, nee. Baie interessante vraag wat ek vra. Ja, ek dink die mense moet bietjie oor daai ene gaan dink. Verlossing
is om jou oor te gee aan God as 'n lewende offer. Absoluut. Absoluut. Ons het die geleentheid nou. Ons moet in hierdie tyd van hierdie geleentheid gebruik maak om myself, my familie aan die Here, ek wil te sê, oor te gee en sê, Here, laat U wil geskied. Absoluut, ja. Wat is die wil vir my lewe? Weet jy, Henry, baie mense vra, ek weet nie wat die wil van my lewe is nie. Dan wil ek vir jou vandag sê, dan is jy nie werklik by God ingeskakel nie. Dan moet jy op 'n punt kom wat jy self gaan ondersoek en tot op die punt kom waar jy weet wat die wil is wat God vir jou lewe het. En daardie wil is om, ek wil vir jou sê, om jou lewe aan God toe te wy vir sy diens, om die eer te gee, lof aan hom te bring. Maar doen ons dit? Ons wil nie meer getuig oor die wonder wat God vir ons doen nie. Is ons werklik nog in? Ja, mense wil nie meer getuig, ek weet nie hoekom nie, maar selfs ook nie net oor hulle eie goed nie. Jy hoor ook nie weer mense regtig getuig oor Jesus Christus en vertel mense van hierdie dierprys wat Jesus Christus vir ons betaal het nie, hoor. Ja, want Jesus, en ons besef dit nie, Jesus het vir ons die voorbeeld gestel hoe om te lewe op aarde volgens God se wil. Hoe ken ons nie die wil nie? En ons maak nie meer die woord op nie. Ons delg nie meer in die woord om ons leiding te gee nie. Want ons het mos baie mense, baie vriende. En ek onthou nog toe ek self in die wêreld was, vriende, as jy daar om die kroeg sit, man, is die wysste persoon daar. Jy kan hom niks leer nie, hy ken alles. Ja, nee, Maar die volgende dag, nee, werk daai raad nie. En wat my lewe verander het, is die dag toe ek gesê het, Here, ek kan myself nie help nie. Ek kan myself nie red nie. U is die enigste een. En ek my lewe verander het en daarna strewe om geregtigheid te lewe. Ja, nee, pastoor, laat my nou aan Psalm 1 dink hierso. Ja, ja, jy wil hom nou diep uithaal. Dan die ander punt wat ek wil aanhaal, wat baie mense nou hier miskyk, toe hy sy asem uitblaas, was dit die finale offer vir die mens. Absoluut, ja. Ons het nie meer 'n dier nodig om te slag nie. Ons het nie meer 'n hoëpriester wat vir ons intree nie. Die hoëpriester sit in God se koninkryk nou. Ja, absoluut. Daardie offer is finaal betaal vir die mens. Ek sê baie keer vir mense, weet jy, as jy in die tronk sit en jy verskyn voor die regter en die regter sê reg om uit die tronk uit te kom, moet jy R100,000 betaal en jy het nie daai 100,000 nie. En dan staan 'n wildvreemde persoon op en sê, edelagbare, ek sal die skuld namens hom betaal. Ja. Wat gaan jy doen? Gaan jy dit vat of gaan jy dit tronk toe gaan? Nee, ek sal 100% daai geld vat. En dan die ergste is sê, jy hoef my nie terug te betaal nie. Ja, Jy hoef my nie te betaal nie. dis verniet. Dis verniet. En dis wat hierdie offer is. Ons hoef nie meer 'n offer te bring vir ons skuld nie. Ja. Ons skuld is betaal. Maar wanneer jy nie in Christus is nie, is jy nie werklik vry nie. Ja. En dis wat Jesus hier kom breek het. Hy het daar die band van slawerny, daai band van sonde, daai band van wanhoop, het hy daar kom breek, toe hy sê, Vader, in U hande gee ek alles oor. Amen. Wie die seun vrymaak is waarlik vry. Is waarlik vry. Amen. Die finale offer wat vir my en jou betaal is. In die Ou Testament is offerdiere as vergoeding van sondes betaal. Jesus, die geslagte lam, is 'n voorbeeld van die lam van God en die bloed is die bloed van Christus wat op Golgotha gevloei het. Deur sy bloed is die finale offer gebring en dit was genoeg. Daar is aan die wet voldoen en die prys is betaal. Elkeen wat onder die bloed van die lam kom, sal deur God met genade aangesien word. Die prys is betaal, die skuld is vereffen. God is tevrede. Amen. En 'n ding wat ek agtergekom het, Jesus toe hy gesê het, Vader, in U gees gee ek my Vader, my gees gee ek in U hande oor, het hy ook Psalm 31 aangehaal vers 5 of party vertalings is vers 6 wat dieselfde sê en dit het my laat dink ook, dit is die profesies in die Ou Testament wat vervul geword het
En dit het ons gewys wat God se verlossingsplan vir ons was as mense, van die Ou Testament af, tot en met waar Jesus Christus gesterf het. Dit was weer eens ook profeseë wat in vervulling gekom het, toe Jesus Christus daai woorde uitder, en dan finaal die prys vir ons betaal het. Ja. Al daai profeseë van die Ou Testament het in die vervulling gekom die dag aan die kruis. Amen. En dit is weer eens net 'n bewys van die woord van God is die waarheid. Die veiligste plek, en dis die ander punt wat ek kan aanhaal, vir ons siele is waar? In Jesus Christus se hande, in God se hande. In God se hande. Die veiligste plek waar my en jou siel kan wees vandag, nou, Ja. is in die veilige hande. Ek sal hom op 'n ander plek wil hê. Nee, glad nie. Hier vind ons die veiligste plek vir ons siel. Jesus het gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Het ons absoluut veiligheid bereik in God se hande. As jy werklike kind van God vandag is, en jy werklike liefde van die Here in jou hart het, en jy het werklik oorgawe gedoen, wil ek vandag vir jou sê, die kosbaarste en die veiligste plek vir jou siel, vir jou liggaam, vir jou alles, is in God se hande. Absoluut. Want God sê, ek sal jou nooit laat verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek sal altyd met jou wees. Daarom sê hy in Josua 1 vers 9, hy sê, moenie vrees, moenie beangs wees nie. En hy sê, maar ek sê dan vir jou, want ek is met jou. En dis wat God hier vir ons kom sê, hier's wat hy vir die mensdom sê, toe Jesus gesterf het. Moenie bang wees nie, moenie bevrees nie, jy is veilig in my hande. Hier kom Josua 1 vers 9 weer in. Ja. Want God sê, ek is met jou. Ja. En hy het vir Jesus gesê, ek is met jou. Want jy het my vertrou. Absoluut. Ja. Luister wat Jesus in Johannes 10 vers 29 sê. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Jesus het daar al 'n voorspelling gemaak voor hy gesterf het. In Johannes 10, en hy sê, Here, almal wat u vir my gegee het, sal veilig in u hand wees. Die vraag is, hoort jy Jesus? Indien nie, dan is jy vanaand nie veilig nie. Ja, dit is die waarheid. Ja. En ek dink ons is amper by ons tyd nou. Ek wil vanaand afsluit met 'n persoonlike vraag aan almal wat ingeskakel is en wat hier is. Is hierdie Christus deur die werk van die Heilige Gees ook jou verlosser? Ons belang, en ek lê baie klem op dit, en mense sal seker, ek klink soos 'n grammofoon, maar ek wil nie hê dat mense hierdie geleentheid moet verby laat gaan nie. Ja. Hierdie tyd waarin ons gaan, hierdie belangrikste tyd vir ons as kinders van God. En daarom vra, en die Here vra vanaand vir jou ook, is hierdie Christus deur die werk van die Heilige Gees ook jou verlosser? Vertrou jy Jesus Christus vir jou saligheid? En hier is 'n belangrike vraag wat ons nou moet antwoord. En ek wil vir jou sê, ons tyd hardloop uit. Ons moenie uitstel nie. Moenie wag tot môre nie. God vra jou vanaand. Dag van môre is vir niemand beloof. Is vir niemand beloof nie. Moet op niks en niemand anders vertrou nie. Nie jou eie goedheid nie. Jou goeie werke gaan jou nie inkry nie. Ja. Of jou kerklike verbintenis gaan jou nie in die koninkryk van God kry nie. Maak nie saak wat jy vanaand sê, wat jy doen nie. Daar is net een redder. En sy naam is Christus Jesus. En jy moet vir jouself vanaand vra, is ek veilig in Jesus se hande? En is hy ook my verlosser en redder? Ek sien ons kamera persoon wys vir ons het 'n paar minute oor. Nou voordat ek afsluit, Henry, of wil jy nie maar iets nog sê as jy iets het nie? Ja, ek weet nie, pastoor, as pastoor wil praat oor so 'n bietjie oor Paasfees self wil gepraat het in die tyd wat ons nou ingaan nie. As ons pastoor 'n bietjie daaroor wil gesels so vinnig. Ja, Hendrik, dit aanraak nie. Wat vir my interessant is wat mense moet besef. Kyk, dit is nou, ons het nou hierdie hele 7 kruiswoorde van Jesus Christus saamgevat. Die hele kruisdood van Jesus Christus saamgevat in dit. Nou en dit is basies wat die Paasfees vir ons as Christene is. En nou wat vir my interessant is, nou ons vier Paasfees, maar jy sal hoor die Jode vier die Pasga. Nou wat mense moet besef, Jesus Christus was oor daai selfde tyd gekruisig gewees. Ja.
Nou daai feesviering wat die Jode het, wat die Pasga is, daai fees wat hulle vier is toe hulle uit Egipte uitgelei is. Dit is toe die 10de plaag gebeur het, toe hulle mos nou die vlekkelose lammetjie, as ek nou so kan sê, se bloed in die kusyne gesmeer het, dat die doodsengel verby hulle moes gaan. Ja. Yes. Nou so hulle vier dit waar God hulle genadig was en hulle verlos het uit die hande van daai Farao en die Egiptenare uit. En dan nou dieselfde kan ons dan nou uit dit uitvat. Jesus het vir ons geestelike bevryding gebring oor daai selfde tydperk. Ja. Daai was vir hulle 'n fisiese bevryding gewees en toe Jesus Christus oor daai selfde tydperk, en ek glo nie in toeval nie. Ek dink hy het oor daai tyd toe kom sterf hy weer vir ons en bring vir ons, vir die hele wêreld geestelike bevryding. En net soos wat die Israeliete soos ek gesê het, 'n foutelose lammetjie moes geoffer het, so het Jesus Christus vir ons daai foutelose lammetjie geword. Ja. En vir ons totaal en al finaal die prys daarvoor kom betaal. En Johannes Paulus sê dit ook vir ons in 1 Korintiërs 5 vers 7, skryf Paulus, want Christus, ons paaslam, is geslag. En dit is wat vir my hierdie verbintenis tussen die twee bring, wat Paulus ook besef het, dat Jesus Christus vir ons daai paaslam was, net soos wat daai lammertjie die Israeliete gered het, maar hierdie keer het Jesus Christus gekom, en nie net 'n sekere volk gered nie, maar die hele wêreld kom red. Amen. Amen. So ja, maar met ander woorde, die Pasga en Paasfees is nie dieselfde ding nie. Kyk, Paasfees wat ons as Christene vier, het basies uit Pasga uitgekom, as ek dit so kan sê, of daaruit gegroei. Maar dit het 'n nuwe betekenis gekry. Die Pasga is meer, soos ek gesê het, 'n geskiedenisbevryding van Israel. Maar Paasfees is vir ons almal bedoel. Dit is bevryding van elke mens op aarde en nie net die volk Israel nie. En daarom is Paasfees die belangrikste tyd vir my vir Christene, en ek weet pastoor glo dit ook. Want dit is die tyd wat Jesus Christus die dood oorwin het, uit die dood uit opgestaan, uit vir ons gesterf. Want soos ons weet, as Jesus Christus nie uit die dood uit opgestaan het, gesterf het uit die dood uit opgestaan het, en leer die woord van ons, dan was ons geloof ter vergeefs gewees. Ja. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om dit te vier, en hoekom ons dit vier. En vir my persoonlik is dit nie net 'n feesviering vir 'n feesviering, dit is my 'n feesviering van hoop en verlossing, en daai nuwe begin wat ek kon kry in Jesus Christus, wat hy my as my ou sondige mens vergewe het, en ek nou 'n nuwe begin in Jesus Christus as 'n kind van die lewende God kan hê, en ek vir hom kan lewe en nie meer vir die wêreld nie. Ja. En vir my is dit ook elke jaar 'n geestesreis, 'n geestesvernuwing, 'n reis waar ek met 'n dankbare hart kan sê dankie dat daar iemand was wat my liefhet, wat my kom loskoop het van 'n sonde, van 'n boete wat ek nooit in my lewe sou kon vereffen nie. Absoluut. Sodat ek geestelik vry kan word en 'n geestelike ewige lewe saam met God kan hê. Ja, mense wil lewe vir altyd op aarde, dit gaan nie plaasvind nie. Maar jou gees gaan vir ewig voortleef. Hierdie liggaam gaan afsterf. Maar die vraag is, het jy oorgawe gemaak om 'n geestelike vryheid saam met Christus te kan voortleef? Absoluut. Ja. Pastoor, nog iets wat ek sê? Ek weet nie of ons nog tyd oor het nie. Ja, Hendrik, ek wil net met dit afsluit. En ek sê altyd, ek wil net die man sien wat my gered het. Wanneer ons in die hemel binne gaan en ons die engele tegemoet snel, sal ons ook net wil sê, waar's die man wat my gered het? Absoluut. Het jy daai innerlike begeerte om eendag 'n ontmoeting met Jesus te kan hê? Ek dink dit gaan awesome wees die dag, of jy nou sterf en of hy nou eerste terugkom, wat ook al eerste met my mag gebeur. Ja. Maar ek kan nie wag die dag om werklik vir Jesus Christus vir die eerste keer, as ek kan sê, tot aangesig te kan sien en hom so te ontmoet. Ja. Nie. Ek dink dit gaan wonderlik wees. En jy moet dit uit jou uitleef. Dit moet 'n innerlike begeerte wees. Soos wat Paulus sê, maar die dood is vir my 'n aanwinst. Ja. Want wat? Ek gaan my Jesus weer sien. Want hy het 'n Damaskus ondervinding gehad. Hy het Jesus gesien. En ek en jy moet daarna smag om enig Jesus van aangesig tot aangesig te wil sien. As jy nie daardie in jou het nie, dan wil ek vir jou vanaand sê, asseblief, gaan doen ondersoek. Jou lewe is nie reg nie.
Absoluut nie. Ek glo wanneer die Heilige Gees jou oortuig, kan jy nie anderste as om 'n soeke te hê na Jesus Christus. Ja, en weet jy, en ek dink dit moet ons dryfkrag elke dag wees om Jesus in elke geleentheid te wil sien en te wil beleef. Ja. Absoluut. Pastoor, maar ek dink dit was nou 'n mooi reeks gewees wat ons weer gedoen het. Ja, Henry, maar dit is 'n belangrike reeks. Ek dink die Paasviering het vir my 'n kommersiële element geword en ons mis die kern, die waarde van Golgotha. Absoluut. En dit moet terugkom in elke kind van God. Daardie waarde. Ja, Paasfees gaan nie oor die paashaas en die paaseier of die lang naweek om te gaan visvang nie. Dit is absoluut 'n tyd wat Geestelike vernuwing. geestelike vernuwing bring, 'n tyd 2000 jaar terug het iets gebeur wat die hele wêreld kom red het en dis 'n ding wat mense vergeet en nie meer besef hoe belangrik dit is nie. Ja. En daardie moet terugkom by die kind van God. Absoluut, pastoor. Amen. Henry, nou ja, ons is nou nie volgende Woensdag hier nie, want ons het 'n gesamentlike Paasete in Delmas, waar al die kerke bymekaar kom. Ons gaan deel wees van die opvoering en alles, so ons vra nou al vanaand om verskoning dat ons nie volgende Woensdag op die lig gaan wees nie, maar ons herdenk 'n baie belangrike gebeurtenis. En ons nooi die mense in hierdie omgewing uit om by die Hervormde Kerk volgende Woensdag daar aan te meld, 6:00, dan herdenk ons en ons bring lof en eer aan Jesus vir wat hy vir ons gedoen het. Dis 'n interkerklike Paasete. Byeenkoms, ja. En dan gaan ons daarna Paaskonferensie. Ja, by Bronkhorstspruit. Ja. So dit gaan weer nooi mense weer uit, mense wat wil Ja. kerkdienste kom bywoon vir die Paasnaweek, Vrydag tot die Sondag toe, oggend en aand gaan daar dienste wees. Ja, en ek sien eintlik uit daarna. Weet jy, want jy kom terug as 'n nuwe mens. So ja, as daar mense in die omgewing is wat wil saamkom Bronkhorstspruit toe, Ja. dit is by Ligkruis. Dis reg, Dr. bediening Pieter Eis, ja. As jy hom wil soek op Google Maps, Ja. gaan hy as Ligkruis daar wys. Hy gaan daar Dan wys, kan jy ja. saam met ons kom kuier. Dis verniet, jy hoef nie te betaal om in te gaan nie, hoor. Nee, Dit is gaan gratis. Lekker Ja. die Saterdag gaan daar 'n sanger ook wees, so mense kan dit kom geniet. Baie lekker, ja. Dit is eintlik ek sien elke jaar uit. Dit is vir my seker die gebeurtenis. Maar jy sit saam met kinders van God en ons kuier lekker saam en dit is baie lekker, ja. So ons nooi julle uit, ja. Ja, ek dink dit is dit van my kant af. Baie dankie, ja. So ons het nou klaar gesê wat ons wil sê. Gaan ons afsluit, Henry? Ja, ons kan afsluit, gaan pastoor afsluit. Ek sal afsluit. Dankie pastoor. Kom sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, ons nader vanaand u mooi troon van genade en liefde deur u seun Christus Jesus, Here. Here, ons wil vanaand met 'n dankbare hart net kom dankie sê, Here. Here, ons wil vanaand net kom stil raak voor u, Here. Here, want hierdie gebeurtenis wat ons een van die dae gaan herdenk, Here. Here, is die belangrikste gebeurtenis vir ons as kinders van God, Here. Here, waar u seun gestuur het, waar Johannes 3 vers 16 in vervulling gekom het, Here. Here, waar u daar die dood gesterf het, wat u nie waardig was nie. Maar Here, u het kom doen, want u het vir Gert lief. U het vir elkeen so lief, Here, dat u bereid was om daardie pyn, daardie verwerping, daardie angs deur te gaan, Here, sodat u ons die oorwinning kan gee, Here. Here, waar u op die 3de dag opgestaan het, Here, en vir ons gewys het, Here, die weg na God die Vader se koninkryk, Here. Mag ons in hierdie tyd, Here, net stil raak voor u troon, Here. Mag ons op self opnuut deursoek, Here. Vra. Here, is my saak reg? Here, is my lewe reg? Here, wys my foute uit, sodat ek binne die raamwerk en die wil van u kan lewe, Here. Elkeen wat vanaand dalk hier sit en luister. Elkeen wat sy hart vanaand net vir u wil gee, Here. Here, mag hy net vanaand opnuut sy lewe oopmaak en sê, Here, ek staan in my eenvoudige mens wees voor u troon, Here. Ek is jammer. Vergewe my. Here, sodat daardie dood van Christus Jesus weer 'n nuwe lewe, 'n nuwe betekenis in ons lewe kan begin, Here.
Elkeen wat vanaand na U aanroep, Here. Elkeen wat vanaand smag na U, Here. Here, mag U liefde, U guns en U genade op hulle lewens rus, Here. Here, ons kom vanaand ook en ons doen voorbidding, Here. Eerstens, vir Woensdag aand, Here, waar ons as interkerklike kerke by mekaar kom, Here. Waar ons hierdie gebeurtenis herdenk, Here. Mag U Gees, U seën en U liefde op daardie diens wees, Here. Here, ons bid vir elke Pinksterdiens wat in hierdie tydperk gaan plaasvind. Ons bid vir elkeen wat opnuut, Here, sy lewe vir U gee, Here. En ons dank U daarvoor. En ons loof U en ons prys U daarvoor in Christus Jesus naam, Here. Maar met 'n dankbare hart sê ons dankie, Here, dat U ons kom red het aan daardie kruis in Christus Jesus naam. Amen en amen. Hendrie, ja, voor ons afsluit, wil ek net vir die mense sê, ons in Delmas het die kruistog van die Here, die stasies wat ons gaan uitbeeld vanaf maandag gedurende die dag, het elke kerk 'n gebeurtenis van die kruisdood van Jesus, van tot waar hy gevange geneem is en waar hy opgestaan het. Jy kan by elke kerk die pelgrimsroete stap, en jy kan kom net sit by elke gemeente, en jy kan dit wat hulle uitstal te harte neem, en weer besef waaroor dit gaan. So ons nooi die mense uit, kom besoek die kerke, en kom besoek hierdie stasies van Jesus se kruistog. Amen, absoluut. Amen. Baie dankie. Mooi en geseënde week. Dankie.